Die Wêreldlandbouorganisasie se jaarlikse konferensie het gisterand op 'n stilvolle wyse in die Groot Hertogdom van Luxemburg afgeskop. Die WLO verteenwoordig ongeveer 1,5 miljard boere van 76 lande reg oor die wêreld. Die voorsitter van SAI, Dr. Theo de Jager, was in 2017 die eerste Suid-Afrikaner wat as president van die wêreldliggaam verkies is. De Jager is ook die eerste president in die WLO se geskiedenis wat vir 'n tweede termyn dien en eenparig herverkies is. Dit is 'n wonderlike voorreg en groot genade. As jy vir my 4 jaar terug gesê het dat 'n Suid-Afrikaanse boer sou hierdie pos beklee, dan sou ek dit waarskynlik nie geglo het nie. Volgens de Jager wil hy in sy tweede termyn meer daarop fokus om boere te help om beter toegang tot markte te kry. In 'n era van handelsoorloë, embargo's, sanksies, baie onregverdige ongelyke speelveld wanneer dit kom by internasionale handel. Hier op die internasionale platforms is 'n kwessie soos onteiening sonder vergoeding in grondhervorming van alle emosie ontlont. Hier kyk mense tegnies en klinies daarna. Landbouleiers van reg oor die wêreld het ook die Suid-Afrikaner se lof besing. He's very engaging, very thoughtful, a good communicator, someone that you can approach with thoughts that are outside the box. I think everyone has no doubt in his leadership. At the Pan-Africa Farmers Organization level, he did a lot in making sure that he brings all the regional farmers organizations on the same table to speak with a common voice. He did a lot of lobby, he did a lot of advocacy on so many cross-cutting issues in the agriculture sector. De Jager dien ook tans as voorsitter van Agri All Africa, die organisasie wat boere in Suid-Afrika en Zimbabwe se belange op die Afrika-kontinent bevorder en beskerm.